Dis sielskoffietyd. Die woord sê, wat jy saai, sal jy maai. Besef ons werklik wat dit beteken? Want jy sien, wanneer saad in die grond geplant word, is daar altyd 'n verwagting dat daar iets spesifieks gaan opkom. Het jy 'n vrugteboom, mielies, aardappels of wat ook al jy geplant het? Die grond waarin die saad geplant word, moet behandel word met kunsmis sodat dit die groei van die saad sal bevorder. Grond is nie iets waarin ons as groot mense graag speel en baljaar nie. Nie eers te praat van die mis wat in die grond ingewerk moet word nie. Die hele voorbereidingsproses kan dus gesien word as 'n vuil proses. En daarom gebruik die planter gewoonlik handskoene as beskerming. Nadat die saad in die vrugbare grond geplant word, gaan dit deur 'n proses van ontwikkeling in die vuil grond en beur die oes deur die vuil grond totdat dit sigbaar word as 'n takkie of blaartjie. Hierdie hele proses vind ook in ons lewens plaas, want daar waar jy geplant is ontwikkeling nodig. En ontwikkeling vind net plaas in goeie grond. Nou ja, soos ek gesê het, goeie grond bevat kunsmis wat vuil is, maar volledige groei stimuleer. Daai kunsmis waar jou baas jou soos 'n onderdaan hanteer, jou vriendin jou in die rug steek, jou eggenoot jou dalk verneek, jou kind nie na jou wil luister nie, of jou ouers net te veel van jou verwag, en jy selfs dalk 'n slegte diagnose by die dokter gekry het, of niks net wil uitwerk nie. Dit is voedingsstowwe vir geestelike groei. Daar waar jy al vir die soveelste keer 'n nee as antwoord gekry het, al beer jy hoe hard vorentoe, daar waar niemand na jou wil luister nie, of jy net geen oplossing kan vind nie. Jy sien, die grond waarin jy geplant is, bevat kunsmis, wat voedingsstowwe aan die grond gee vir jou as saad om deur die grond te druk en jou groei te wys. Ek en jy raak so maklik kwaad wanneer ons 'n terugslag ervaar of van koers afgegooi word. Ons word kwaad omdat ons 'n ompad moet loop, maar eintlik is dit slegs die kunsmis in ons grond waarin ek en jy geplant is, wat aan ons die nodige voedingsstowwe gee om deur te druk en geestelik te groei. Niks in hierdie lewe wat in iets moois verander het net gebeur nie. Nee, daar was 'n proses wat nie altyd lekker was nie. Dit was onaangenaam, maar nodig vir volkome groei. Dis hoekom dit mooi is. Ek en jy het nodig om kunsmis op ons en om ons te hê om te kan groei in dit wat God vir ons elkeen beplan. Hoor jy wat ek sê? Ek en jy het nodig om deur hierdie vullestye in ons lewens te gaan. Dis in hierdie kunsmistye wat ons God se hand en omgee in ons lewens so sterk ervaar, dat dit ons laat besef dat slegs Vader vir ons kan gee wat ons nodig het om te kan word waarvoor hy ons gemaak het om te wees. Dan ervaar ek en jy sy grootheid en stel ons hom eerste in alles wat ons is en ooit sal wees. Dan eers vind daar volmaakte groei in ons plaas. Blom daar waar jy geplant is, al is dit nie altyd lekker nie. Onthou, dis maar net die kunsmis wat jou help om te ontwikkel tot die mooiste blom wat jy kan wees. Lief vir julle.